voorreg om terug te wees hierso en saam met julle te kan kuier. En ek vra julle om, wanneer jy na my storie luister na hom vanuit die plek wat ek wil vir jou sê, my spore lê ook in die handam. Ek het ook al goed geloop in skool gegaan en die ryp afgespeel van die gras af voor die ouer kinders kon afspeel. Ek verstaan ook wat dit is om agter 'n skaap aan te loop. Ek weet ook hoe voel 'n droogte. My hart en jou hart is dieselfde hart. Waar jy met die Here staan, weet ek nie, maar ek gaan vir jou vertel hoe ek by hom uitgekom. Want op 'n stadium was my hart ook onbesneed gewees. En alhoewel, is vir my so lekker om van my pa se vriende hier te sien, die van julle, kan ek net gesê, wie is Calvinianers hier so, wie kan ek eers die Calvinianers? Williston, Kanaven, nog Vryseburg, wat is ons nog? Sutherland, Pofadder, Ruggies, Mosselbaai en natuurlik nou die Gautengers, wat hier by ons leer vleis eet. Wie eet 'n ou vleis? Ek vra vir daai manne, gaan ons dan nie 'n tomatiekie en 'n komkommertjie saambring? Hulle vra vir my, ons aan nou hasse gebring om kos te gee. Ons eet vleis. So hier gaan ons met geld terug huis toe. Alhoewel ek en my pa vir mekaar baie lief was, het ek en pa nie altyd om dieselfde vuur gesit nie. En het ek en pa nie altyd mekaar verstaan nie. Want nie my hart of my pa se hart was by die Here in 'n groot gedeelte van ons lewe nie. En baie van ons as seuns van hierdie handtam area raak so groot, ons raak hart groot. Ons pa's maak ons hart groot. Ons moet sterk staan, ons moet manne wees. Maar ons word nie geleer wat is 'n man van God nie. Ons word geleer wat is 'n man van die omgewing. Ons word geleer hoe om te drink. Ons word geleer hoe om te beklei. Ons word geleer om rugby te speel. Ons word al hierdie harde goed geleer. Cowboys don't cry. Ons word al hierdie goed geleer. Maar hoe die fynere gedeelte werk, hoekom die Here Jesus ons gemaak het om op hierdie aarde te leef, is nie vir my geleer nie. Pa het ook nie geweet nie. Hoe kan pa vir my iets leer wat hy nie weet nie? Hoe kan pa iets weet wat sy pa nie vir hom geleer het nie? Ons kan nie ons aardse pa's kwaadlik neem vir die wonde wat ons opgedoen het op hierdie aarde nie. En as soveel mense, as ek nou vir jou sê, in die bediening waar ek vandag staan, is rondom 60% van issues, van mense wat kom sit en praat oor hulle issues, is verhoudingswonde. Of die verhouding nou tussen jou en jou vrou skeefloop, tussen jou en jou kind, tussen van jou en jou pa, ma, dis verhoudingsprobleme. En dis dit waaroor ons ontwerp is om op hierdie aarde te wees. Toe die Here gesê het, ek sal mens maak sodat ek in verhouding met hom kan staan. Dis die grootste begeerte van die Here om verhouding te hê, waar ons praat met mekaar, waar ons gesprekke voer, waar ons mekaar se harte uithoor. Interessant dat godsdiens die teenoorgestelde doen. Godsdiens bring 'n stelsel waar jy luister na die stelsel en daar's geen verhouding nie. Voer net uit wat ek sê en dis dit. Bly net binne die stel reëls, dis dit. Maar nie verhouding nie. En Jesus sê, ek maak vir Adam en Eva om in die aandwind saam met hulle te wandel. Verhouding te hê. So ek en pa het gesukkel met verhouding. En as gevolg van die sukkel, het ek en pa mekaar gemis in my opvoedingsjare. En het ek gevoel of ek nie goed genoeg is vir pa nie. En of ek nie sy goedkeuring kry nie. En of ek nie regtig volg in sy voetspore. En miskien die man is wat hy wil hê ek moet wees nie. Of die rugbyspeler wat hy wou gehad het nie. Dit is nie pa se bedoeling gewees nie. Dis my ervaring gewees. Pas op vir afleidings in jou lewe, geliefde. My broer, 'n afleiding is 'n leuen as dit nie getoets is om die waarheid te wees nie. So voordat jy 'n afleiding maak, vra daai man. Hoorie, sê gou vir my, wat bedoel jy met wat jy nou sê? Moenie huis toe gaan en sê, daai ou het my dit gesê en hy bedoel dit nie. Jy weet dit is 'n leuen. Toets dit teen die waarheid en sê, verduidelik vir my wat jy bedoel, sodat ek kan verstaan. Anders gaan jy aanstoot neem. En as jy aanstoot neem, gaan jy begin met 'n onvergewensgesin dit in jou hart en daai ding lei na vele ander lelike goeders toe. Dis wat in my hart gebeur het.
Die verwerping wat ek beleef het my gevat na 'n plek toe van aanstoot, en die aanstoot het al hoe groter geraak, tot by die punt dat ek nie meer geweet het wie ek is nie, want ek is duidelik nie goed genoeg vir my pa nie, was my afleiding. Wanneer laat jy jou arm om jou seun gesit? Wanneer laat jy jou arm om jou pa gesit? Net gesê, pa, ek is lief vir jou, seun, ek is lief vir jou. Ek waardeer jou, ek respekteer jou, ek is trots op jou. Daai woorde is woorde wat beide 'n pa en 'n seun begeer om te hoor van mekaar af. Dis woorde wat die Vader geskep het tussen hom en sy seun, en gereeld gesê het, dis my Vader wie ek welbaat, dis my seun in wie ek welbaat. En as die Here vir ons daai voorbeeld stel tussen pa en seun, hoekom doen ons dit nie? Wat maak dat ons styf maak as iemand 'n man hak gee? Man, jy is gaan of jy is iemand vir jou 'n drukkie gee nie. Dis 'n voorreg om te kan sê, Boeta, ek is lief vir jou en ek gee om vir jou en ek stap saam met jou. Kom vertel vir my jou diepste seer is veilig by my. So ek het groot geword, jy verwerk jou eie seer eenkant, jy deel dit nie. Jy praat nie daaroor nie. En as jy verwerpingswond in jou lewe het, dan skakel dit om in people pleasing. Want nou wat jy wil doen, is jy soek goedkeuring. Omdat jy nie goedkeuring kry waar jy dit soek nie, soek jy dit by ander mense. En nou moet jy begin verander van wie jy is, sodat jy ander mense se goedkeuring kan kry. Nou begin jy goed sê en doen, wat jy vanaand in die bed klim, dink, dit was nie ek nie. Dit is nie wie ek is nie. En hoe meer jy people please, hoe meer ontwikkel jy maskers. En jy sit vir hulle op, by hierdie mens moet ek so wees, dan haal ek hierdie een af. Dan by die volgende kappel, dan moet ek weer so wees, dan haal ek hom af. En jy's later soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie box, jy weet nie wie jy is nie, want jy moet die heeltyd verander om aanvaarbaar te wees. Daai is 'n sleutel in die bose mag se besie. En hy gebruik hy sleutel met my en jou. En daarom het ek weer my skoolloopbaan probeer gaan om te kyk, hoeveel goedkeuring kan ek kry, sonder om my swakheid te wys, sonder om my seer te openbaar. En toe ek klaar maak met skool en ek kom op Stellenbosch, toe sit, wow, ek hoef nie vir jou te vertel dat Calvinia en Williston en Carnarvon en Sutherland 'n boksie is, en almal in die boksie doen dinge op hierdie manier nie. Daar is nie 'n boksie nie. Dis lovely. Daar's alles wat 'n man se hart begeer. Daar kan ek net dalk vir jou vra om net vir my 'n glasie water of iets te organise asseblief. Of toe my so is. En in hierdie proses, baie dankie. In hierdie proses van Stellenbosch, jouself ontdek in al hierdie sedeloosheid en grensloosheid, het 'n stuk van my losgebreek wat gesê het, ek soek uitkoms uit hierdie konservatiewe boksie waarin ek geplaas is my lewe lank. En skielik verander die voorbeeldige ouetjie wat sy seer ingehou het in die party animal. En hoe meer ek betrokke geraak het by alkohol en die misbruik daarvan, hoe meer het ek myself begin uitleef uit my wonde uit. Hoe meer het my wonde begin wys sonder dat ek het geweet het. En hoe meer foute het ek begin maak, tot by die punt dat ek so groot fout gemaak het in die soek na aanvaarding, dat het my gevat het na die voorblad toe van die koerant. En op daai voorblad het gestaan, so lyk 'n vark. Letterlik. En hulle daai koerantberig teen my deur kom plak en met my gespot op Stellenbosch, en binne 24 uur verander die gewilde ou in die middelpunt van die partytjie wat almal aanhits en verander in die verwerpte. En my oorspronklike wond van nie goed genoeg nie word so oopgekrap en daar word 'n handvol grove sout ingegooi en dit brand en dit is seer. En enige maskertjie wat ek wou uithaal uit my denkbeeldige tassie om by te help okay voel het nie gewerk nie. Want mense letterlik na my toe gespoeg as hulle by my verbystap. Dis mos jy.
En toe kom hy stem, wat ek al jare lank gehoor het, maar toe kom hy duideliker weer. Jy's 'n gemors. Jy weet al lank al, jy's nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nie maak op hierdie aarde nie, jy is 'n fout. Hoe gaan jy hierdie ding herstel? Want hoe meer ek geweet het, die ou wat gisteraand daai fout gemaak het, is nie Bou de Klerk nie. Dis 'n klein seentjie wat aanvaarding soek wat daai goed gedoen het. Diep onder die invloed van alkohol. Maar vandag wat ek nugter is, merk mense jou, label hulle jou as daai ou wat die fout gemaak het. Jy agterkom in 'n gemeenskap doen ons dit. Ons label nie mense volgens hulle goeie dade nie, ons label hulle volgens hulle foute. Ons maak mense die som totaal van hulle foute, in plaas die som totaal van die vergifnis van Christus oor hulle foute. Want het is lekkerder om 'n vinger in iemand anders se oog te druk, en te sê, ja, jy is so en so, as om hier ondersoek te doen, en te sê, wat gaan in my hart aan? En toe kom hy stem so duidelik deur, dat ek voel, ek kan nie hierdie seer verder hanteer nie. Hierdie verwerping is te veel, hierdie not good enough is te veel, ek kan nie letterlik my woorde was, ek kan nie die pyn verder hanteer nie. Ek wil 'n einde maak hieraan. En hy stem met my aangemoedig, stop dit, maak 'n einde daaraan. Was jy al op die randjie van selfmoord? Moenie probeer oordeel oor iemand wat daar was nie, of wat deur is nie. Jy het nie 'n idee hoe dit voel, as al wat jy wil hoor, is net, hoe stop ek hierdie pyn en hierdie seer nie? Dis al wat jy beleef, en ek het begin beplan, hoe gaan dit wees, hoe gaan ek dit doen? Gelukkig was ek te 'n papbroek om dit uit te voer, want ek het 2 mense in my lewe geken, wat onsuksesvol was in die poging, en agterna was hulle misvorm as gevolg van wat hulle gedoen het. En ek het so groot geskrik, maar ek het besef, ek wil 'n einde maak, ek weet net nie hoe nie. En nou gaan ek vir jou iets sê wat baie scary is. As jy op daai punt kom, is jy letterlik, as jy 'n verwerpingswond dra, is jy letterlik bang, jy kry dit ook nie reg nie. Ek was bang, ek is nie suksesvol in selfmoord nie. So pateties het ek in myself gevoel. En 'n skoolvriend van my, wat saam met my op Stellenbosch was, kom na my toe, vir 4 dae lank, kry hierdie liggaam van my nie, ek kry niks ingeneem, die enige kos wat ek inneem kom uit, ek is fisies en siels siek. Ek wil net my kamer uitkom, ek weet nie hoe ek iemand in die oë gaan kyk, ek drink net water. En hierdie vriend kom na my toe, en hierdie ouetjie was op skool al 'n kind van die Here, maar ons het met hom gespot, want hy was te. Nee, mens kan nie so te. God sê, dit is 'n privaat saak, man. Dit is 'n saak vir die binnekamer. Jy praat nie daaroor nie. Maar hierdie ou het gepraat daaroor, en daarom was hy die uitgestotene. En hy kom na my toe, en sê, man, kom, ons twee gaan na musiek aantoon, een van die groot koshuise. Battle of the Bands het hulle dit genoem daai tyd. Klomp sekulêre ouens wat gaan musiek speel, en ek sê vir hom, kykie broer, moet net nie vir my preek vanaand nie. Ek is tot hier toe, ek het al my seeltjies is geplak in my sonnaarskoolboekie, en sertifikaatjies. Ek het al die kerkdienste bygewoon wat ek moes bywoon. Moenie vir my kom vertel van Jesus wat lief is nie. Daai is 'n twak storie vir 'n sonnaarskoolboekie. Want as hierdie God vir my lief was, hoekom het hy nie gekeer wat met my gebeur het nie? Hoekom laat hy toe dat een persoon so seer kry as hy dan die God van liefde is? En David sê, moenie worry nie, ek gaan nie vir jou preek nie. Kom net saam, kom ons gaan luister net 'n bietjie na die musiek, kom net 'n bietjie uit die kamer uit. En trek vir my 'n top aan met 'n kappie oor en ons is daar uit. En ons sit heel agter in die saal, in die hoek, sit ons. Ek is te bang, mense herken my, weet wie ek is, herken my van die foto af van die koerant. Sit daar agter. En reg aan die einde van die aand, stap 'n jong mannetjie op die verhoog. En hy vat die mikrofoon. En hy sê, net voor julle loop, want nou is 'n sekulêre aand, dis niks te doen met die Here nie. Hy sê, net voor julle loop, ek wil net gou ietsie sê. En hy vat so 5 minute. En hy spring net gou oor die hoogtepunte van sy lewe. En elke dingetjie wat hy noem, is dieselfde as ek, dieselfde as ek, dieselfde as ek. En ek sê, wat kan dit wees dat daar nog iemand is wat soveel seer het? En hy sê,
En toe vind ek die Here Jesus Christus. En toe kom hierdie God, en toe kom genees hy my seer. En vandag is ek vry van daai verlede, van daai people pleasing, van daai almal se goedkeuring soek. En hy sê, sy naam is Philip, hy sê, en die Here sê vir my, Varkie, dit was my bynaam na dit, Varkie, jy is hier vanaand. En jy het aan die einde van jou krag gekom en jy kan nie verder aangaan nie. En jy weet nie hoe om die seer te keer nie. Moenie doen wat jy wil doen nie. Kom na die tyd en die Here het 'n plan met jou lewe. Dis sy woorde. Ken hom van geen kant af nie, hy ken my van geen kant af nie. En soos ek kan nou vir julle sê, julle was nog nie daar nie, maar ek kan vir jou sê, so min as wat ek wou vorentoe gaan, so het ek gevoel hoe iets baie ferm dog, sag maar ferm, my voor my bors oplig en sê, dis jy, gaan. En ek is vorentoe, die res van die mense is uit, en ek en Philip is daar in die courtyard, en ek kan net my ooit sien nie soos ek hy. Want ek kan nie glo, dat die Here van die leerskare, hierdie grote God wat ek nog nie regtig ken nie, bemoeienis wil maak met my. Wat het u met my te doen? Sondaar. Ons gaan aan die courtyard en Philip sê, nou toe, sê vir die Here wat jy vir hom wil sê. Ek sê wat? Hy sê, al die seer in jou hart moet uit, jy kan nie verder daarmee loop nie. Jou gevoel as jy met 'n goeie vriend sit in 'n gesels en jy kry 'n moeilike saak van jou hart, of jy voel mos sommer beter daarna. Daar's nog nie noodwendige oplossing oor die ding nie, maar jy voel beter net dat dit af van jou hart af is. En soos wat ek begin vir die Here sê, waar's u? Wie's u? Hoekom toelaat al die moeilike vrae wat ons vra as ons deur dinge in die lewe gaan waarvoor die Here al die skuld kry, asof ek en jy geen keuse uitgevoer het om ons in daai posisies te kry nie. Asof ander mense geen keuses uitgevoer het wat 'n effek op ons gehad het wat ons nie gekies het nie. Asof ons nie aanstoot geneem het nie. Asof ons nie aanstoot gegee het nie. Maar die Here kry die bordjie van, dis u skuld want u moes alles gestop en gekeer het. Nee, om Henry, die Here moes gekeer het dat jou plaas gevat word. Want as hy dan nou lief was, hoekom sal hy dit laat doen? Dis dan na jou sekuriteit en jou aftree en. Hoe jou 'n mens ook al redeneer. Dit het gevoel soos braak. Dit het gevoel of ek jarelang se seer uitbraak. En toe dit uit is uit my hart uit. Toe's daar plek vir die spasie in my gees wat die Here Jesus vir homself voorberei het om te kom woning maak, te kom tent maak, te kom tabernakel in my en in jou. Maar voor die seer nie uit is nie, en mense vir hulle sterk hou, en mense vir hulle in beheer hou, is daar nie plek nie, want jy is te vol van jouself. En die Here Jesus is 'n gentleman. Kyk, ek staan voor die deur en ek klop. Nie kyk, ek staan en ek skop teen jou deur, maak oop nie. Ek staan en klop. As jy vir my oopmaak, sal ek inkom. As jy nie vir my inkom nie, sal ek aanhou staan en klop. Maar as jy so vol is van jouself as jou huis, vol, daar's nie plek vir nog nie. Maart, hoeveel dae terug is dit? 17 Maart 2000. Sê Philip vir my, okay, hoekom gee jy nie die Here weer 'n kans in jou lewe nie? Asof die Here my iets skuld. En daai aand, toe sê ek vir hom, Here, ek bely met my hele hart, siel en al my krag, U is die God van die woord, maar ek ken nie vir U nie. En as U nie hierdie seer wegvat, wat ek nou het nie, weet ek nie waar ek op wat te sê gaan dalk my lewe neem. Want ek kan nie verder hier aandra nie. Dit is te veel seer. In die 17de Maart in die jaar 2000 beleef ek dit wat staan in
Is dit Lukas 15, waar is die verhaal van die verlore seun? Ek sien die volgende prentjie. As jy op ons plaas in die Handam staan, dan is daar 'n agterstoep, en as jy deur die agterstoep se venster kyk, dan kan jy sien, omtrent 4 kilometer ver kan jy sien as iemand vir jou kom kuier. En op 'n Saterdagmiddag as jy kuiermense kry, dan staan ons kinders altyd daar en wag. Wanneer kom die stoffie? Want as die stoffie kom, dan wil ons die hek oopmaak en die mense inwag. Dis hoe ons maak, jy stap uit na die hek toe, jy gaan ontvang die mense by die hek. En ek sien daar staan 'n vaderfiguur by daai venster. Maar ek sien is nie my pa nie. En ek sien daar kom 'n stoffie aan na die hek toe. En ek sien hoe hierdie vaderfiguur uitgaan om hierdie stoffie te ontmoet, wie dit ook al is. En toe die stoffie naby genoeg is, sien ek, dis ek wat daar aankom. En hierdie vaderfiguur slaan sy arms om my. En ek beleef vir die eerste keer in my lewe mans liefde. Van 'n vader na 'n seun. En ek besef, dit is die verlore seun se storie. Dit is ek wat dood was en hy's toegekom het. Dis ek wat dood was en weer lewe. En daarom 17 Maart 2000, die dag van my wedergeboorte. En kon ek 'n paar dae terug vir die Here sê, dankie vir 26 jaar saam met hom. My hart is besny. Maar geliefdes, hoor gou vir my een ding, daar's 'n groot verskil om jou hart vir die Here te gee en om jou lewe vir hom te gee. Om jou hart vir hom te gee is om te sê, ek wil deel wees van die koninkryk, ek wil ingebore word deur die bloed van die seun, ek glo in Golgotha het gebeur, die kruis het betaal vir my skuld, die opstanding het plaasgevind, die Gees is uitgestort, ek glo in dit alles, maar nou is daar kognitiewe besluite, hierdie grys stof hierbo, wat oor die jare data bymekaar gemaak het, deur dit wat jy gehoor het, gesien het, geproe het, geruik het, gevoel het. Daai data moet hernie word, want dis alles nog data van die ou mens. En daar is nie 'n format knoppie, wat alles uitvee oornag, en môreoggend kan jy nie onthou wat jy gedoen het as kind nie. Nee. Dis waar Romeine inkom met die nuwe hof te maak. Dis 'n keuse om jou lewe vir die Here te gee, en hom toe te laat om dag na dag hierdie heiligmakingsproses deur te werk met jou, deur sy woord en deur sy gees, en waarheid en insig stukkie vir stukkie vernuwe word, soos 'n stuk hout wat geskaaf raak, 'n grove stuk hout wat daar lê, en uiteindelik vorm dit 'n pragtige beeld. Dit raak nie oornag dit nie. Daar moet werk aan gedoen word. En ek het dit nie verstaan nie. En baie Christene verstaan nie dit nie, want ons wil sê ons glo in die Here, maar ons wil nie leef soos die Here nie. Ons wil beleef wat Jesus beleef het, maar ons wil nie leef soos Jesus geleef het nie. Ons wil die groot goed van hom ontvang, maar ons wil nie die suffering deurgaan nie. Ons wil die genesing hê, sonder die tydperk van die woestyn, voor 'n genesing kom. Ons wil al hierdie quick fix dinge van hom hê, maar ons is nie bereid om die tyd en die effort in te sit, om op sy skoot te gaan sit, dat hy kan begin met die vormingswerk. Dit is die verskil tussen net glo en jou lewe vir hom gee. En vir 6 jaar lank, nadat ek my hart vir hom gegee het, probeer ek nog om die wêreld te please. Maar net omdat ek my hart vir hom gegee het, beteken nie my verwerpingswond was genees nie. Ek het nog nie 'n klou gehad wie ek is nie. Ek het net geweet, alles is anders. Ek het net geweet, as hierdie aarde nou moet stop, is ek in die paradys. Ek het gevoel hoe hierdie God my aanneem, maar ek het nog nie geweet wie ek is in hom en hy in my nie. In 6 jaar lang probeer ek 1 voet in die wêreld, 1 voet in die kerk. 1 voet in die wêreld, 1 voet in die selgroep. 1 voet in die wêreld en Saterdag aankuier al hierdie goed doen. Hier's van julle wat saam met my dit doen, dus julle kan nie my sê, julle weet nie daarvan nie. En 1 voet in Bybelstudie, in woordskole en al hierdie goedjies. Tot op 'n dag wat iemand daai verwerpingswond weer oopkrap, soos oopkrap. En ek kry so seer, raai waartoe gryp ek terug? Ek gryp terug na die krikke wat jy as kind van die Here saam met jou dra. Dit wat jou maak beter voel as dit seer is. En ek gryp terug na brandewyn. En ek skryf my splinternuwe kar net nie af nie. En ek moet na 'n troue toe gaan. Dis die 9de Desember 2006.
En ek is by daai troue die aand. My kar is in 'n toestand. Die arme girl wat saam met my troue te gaan met my kom oplaai met haar kar. Ek is windwarm nog die aand. Dis sleg. Alles is niks lekker hier. En 'n lieflike ou broer van my kom staan voor my op die troue. Dis sy verjaarsdag te aand, dis hoekom ek dit onthou. En hy vat my so voor my bors en hy sê vir my, "Boutjie, wat moet nou nog gebeur?" Hy het eers vir my gevra, "Wat het jy oorgekom?" Die Here vra, "Wat het jy oorgekom in die ongeluk?" Ek sê, "Niks." Soos niks. Hy sê, "Nou wat moet nou nog gebeur voordat jy hierdie een voet uit die wêreld uithaal en volledig jou lewe vir hom gee, want hy het 'n plan met jou." Daai aand vang dit my vir die eerste keer dat ek staan met een voet nog in die wêreld. En daai aand toe sê ek, klaar met die goedkeuring van mense, klaar met probeer mense te beïndruk, klaar om te probeer om in jou goeie boekies te kom. Nou is dit die Here. En ek sê vir hom, Here Jesus, die 9de Desember 2006, commit ek my lewe tot U. En die Here vat my doopwater toe en hy sê, "Wys vir my." En ek was sy ou lewe af en ek sê, "Nou, Here, sê, wat wil U hê? Wat wil U hê?" Die eerste ding wat die Here met sy kinders doen, as hy doen, Hansie 'n grietjie met jou, weet jy hoe werk dit? Hy sit jou in 'n hok met die woord. Jy moet eers die woord verteer. Ek is so bly om Henry het net ook gesê, jy kan nie, 'n Christen kan nie losstap van die woord nie, want die Here Jesus loop nie los van sy woord nie. Hy is die woord. In die begin was die woord. En die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. En die woord, jy kan nie sonder die woord nie. En vir 3 jaar is dit woord van die môre tot die aand woord, en ek kan nie genoeg kry van hy woord nie. Ek kry nie genoeg van hom nie. Want vir die eerste keer begin 'n dooie boek met storieetjies wat mense met my gelees het, lewend word. En vir die eerste keer verstaan ek dat die Ou Testament is pyle wat heenwys, profetiese pyle wat heenwys na Christus. En ek verstaan die Nuwe Testament is pyle wat in getuienis gewys terugwys na Jesus, en ek verstaan die middelpunt van die woord is die evangelie. En skielik raak die woord 'n persoon in plaas van 'n boek. En is hier advies in hierdie lewende woord wat skerper as 'n tweesnydende swaard is en lewend en kragtig is, begin hier woorde kom van advies vir my lewe elke dag. Alles hy 2000 jaar terug saamgestel. En ek verstaan wat hy sê vir Johannes, eet hierdie boekrol, my kind. Jy kan nie alleen leef op dagstukkies nie, my broer. Jy kan nie leef van die verse of the day nie. Dis padkos, dis lekker, maar dit raak op. Mamma moet 'n frikadelletjie en 'n eiertjie en 'n worsietjie en alles inpak sodat jy kan vol aan die ander kant uitkom as jy ver ry. Dit help nie jy eet net die hele tyd chippietjies nie. Daai goed is chippies, dis lekker, maar dis te min. Jy gaan nie groei sonder die woord nie. En vir 3 jaar is ek in die woord. En toe ek dink die Here gaan nou my lewe uitsorteer, want ek gee nou my lewe volledig vir hom, toe val my lewe uitmekaar uit. En ek werk vir 'n company. En die company verloor al die geld, en ek verloor my geld, en my pa se geld is daar, en my oupa se geld is daar, en dis 'n lelike storie. En ek gaan op met 'n meisie uit wat ek gedink het ek mee gaan trou, en sy sê vir my tata. En ek maak vir my kantore oop daar in die Kaap, in die Bellville, Tiger Waterfront, en ek moet die kantoor se deure toetrek en die ding werk uit. En daar sit ek. En ek sê, Here, ek verstaan nie. Net omdat jy jouself aanmeld vir die Here, beteken nog nie jy's bruikbaar nie. Die Here kan jou in enige oomblik gebruik. Sê nie, hy kan jou nie gebruik net soos jy is nie. Maar ek sê, vir die doel waarvoor hy jou geskep het, is daar 'n veranderingsproses nodig. 'n Transformasie in denke, in leefstyl, in baie goed, voordat jou karakter in lyn kom met waarvoor jy gemaak is in Christus. Ek en jy is in sy beeld geskape. Ons dra sy gees, maar ons het nog steeds 'n vlees. En met hierdie sielsdepartement moet ons nog steeds besluite neem om daardie vlees teen te staan, anders is ons karakter nog steeds gelyk in die wêreld. En daarom sê die spreekwoord, if your actions does not convince them, your words will confuse them.
As jou lewe nie lyk soos Jesus nie, gaan jou woorde oor mense te mekaar maak. Want mense gaan sê, jy predik een ding, maar jy leef iets anders. Ons praat vanoggend in die bakkie oor belasting, en hoeveel ouens belasting, goeders van belasting afklim, wat hy voor sy siel weet hy nie kan doen nie, maar hy sal hy paar rand soek, net om sy eie lewe en sy siel in die bose se hand oor te gee. Want voor jou siel weet jy, die Here het vir jou gewete opgegee. Jy weet jy kan dit nie doen nie. Maar ek mag. Daai ander man doen dit, ek sal dit ook doen. Nee, jy kan nie. Want jy moet anders lyk as daai man. Want is daai man, 'n vriend van my vertel my, in Vredendal, 16 jaar, hou iemand sy buurman dop. En hy kom later by sy hek aan, hy sê vir hom, buurman, ontmoet my by die hek. Hy sê vir hom, buurman, 16 jaar lang sê jy is 'n kind van die Here. En 16 jaar lang hou ek vir jou dop. Fyn. Vandag wil ek vir jou sê, lei my na die Here toe, want ek sien hom in jou lewe. En ek het hom nie. Wat as daai buurman dit nie geleef het nie? Dan kan ek maar bly soos wat ek is. Woord, my lewe val uit mekaar uit. En iemand gee vir my geleentheid om by die Mighty Men konferensie in 2010 'n DVD-stel te gaan bemark. Daai stadium verkoop ek alles wat ek het, al wat die bankprinimats nie gevat het nie, was my verbande in my kar, dit hang in my kar gevat. Maar toe verkoop ek die ding en ek koop my 'n klein bakkietjie en ek ry daar, wie van julle ken die Kaap? Ry daar in die slamse in, papi. Daar in die Efloun, soos hulle sê. Efloun. Koop ek vir my hoender. Voor ek die hoender gaan koop, maak ek eers flyertjies, dan gaan staan ek in die oggend by die robots. Nee, deel ek flyertjies uit 10 kg hoender vir R200. En dan gaan laai ek die bokse op met my banta bakkietjie en dan so oral wat die mense bestel het, gaan laai ek hulle die bokse by die huis af, laat ons net kos op die tafel kan sit. En hierdie ouens kom in die geleentheid om hierdie DVD-stel te gaan bemark. Nou 2010 se Mighty Men konferensie was 400,000 mans. 400,000. Jonge, ek maak my somme, Karel. Ek is nou in 'n finansiële krisis, maar ek dink as ek nou hierdie DVD-stel het, hoeveel koppies kan ek nou maak? As 8 sound towers om daai mense te bedien. 8. So elkeen kan 'n groot tafel in die onderkant hê met hierdie DVD's. Ek kan my geldjie maak. Die ding gaan werk. 'n week voordat ons op daai bus klim, het ek klaar my woord gegee, ons gaan saam, my kaartjies betaal, alles is reg, ons gaan Greytown toe. 'n week voor ek op daai bus klim, toe laat weet die ouens vir my, die fabriek waar dit gemaak word is gebom. Daar is die DVD's nie. Nou klim ek met my sakkie op daai bus. Ons gaan na Mighty Men toe, maar ek is so teleurgesteld in die Here. Ek sit letterlik my goedjies op die bank langs my neer, dat iemand nie hier moet kom sit nie, want ek is nie lus vir gesels nie. Ek is nie lus dat iemand vir my vra, wees jy, waarvanaf kom jy, hoe gaan dit iemand, dan moet ek lieg en ek gaan nie lieg nie. So ek gaan liever die goed hier langs my pak, dat ek alleen kan besig wees op myself. Sit my oorfoontjies in, druk het daar so 'n screen, 'n smart bus wat die ou vir ons geborg het, druk my oorfone daar by die screen in, en hierso kan ons nou 'n fliek kyk. En hierdie fliek raak my hart. Geweldig. Gaan oor 2 ouens wat berg klim, en een ou wat sy lewe vir die ander een gee, soos Christus in die ou se lewe verander, The Climb is die movie se naam. En toe hy fliek klaar maak, toe kan ek voel dat die Here van die leerskare is besig met my, maar ek weet nie wat gaan aan nie, maar ek kan voel, hy is nou besig met my. En ek sê, Here, wat beweeg hier in my hart? Ek kan ons nie loop bergklim en loop sneeuw, wat weet ek al vind jy plaas een van dit af? Maar ek voel iets bruisie binne my. En op die 16 April 2010, so waaragtig was ek voor julle staan vanaand, vanmiddag, kom daar 'n stem, klink klaar, helders, asof iemand hier langs my oor staan en met my praat, en sê vir my, Boude Klerk, glo jy, ek is die God, wat in alles kan voorsien, wat jy nodig het, of sê jy net so? En ek kyk om, en ek dink, kies kerels, maar, ek was aan my nou brand, en my geef wat, ek kan my sê my nou stemme hoor, maar is niemand nie. Vir die tweede keer kom hy stem, glo jy, ek is die God, wat in alles kan voorsien, of sê jy net so? Want as jy ja sê,
kan ek vir jou enige opdrag gee, en jy sal dit doen. En ek sê, ja Here, ek glo U is die God wat aan alles kan voorsien, maar ek moet baie eerlik wees, ek sien dit nie. Ek sien dit nie in my eie finansies nie, ek sien dit nie in enige van my verhoudings rondom my nie, ek sien dit nie. Al wat ek op die oomblik sien, is 'n tweede keer dat my lewe op 'n laagtepunt is. Ek het myself 6 maande lank toegesluit. Al wat ek gedoen het, is ek het net hoender gaan haal en afgelaai. Dis al. Het ek verder in myself toegesluit in die huis en woord gelees. So stikkend was ek, want ek het niks verstaan wat die Here, hoekom vat die Here alles weg? Ek het niks verstaan van die Here moet, as ek en jy vra, Here, bring my nader aan U. Dan moet hy wegvat wat tussen ons is. Hoe anders kom ek nader aan jou, as om nader te loop? En as hier 'n berg tussen ons is, dan moet ek oor die berg, of die berg moet weggevat word, so daar was berge tussen my en die Here. 'n Strewe na aardse sukses, 'n strewe na finansiële onafhanklikheid, 'n strewe na geld en status. Dit was nog aktief in my lewe. En die Here sê, "Bou, ek kan nie vir jou met jou doen wat ek met jou wil doen met daai goed. Ek wil dit nou eers wegvat. So as ek dit wegvat, gaan dit seer wees. Ek sou dit later verstaan. Ek sê dit vir jou in hindsight. Ek sou dit later verstaan dat die Here moes wegvat. Maar op daai stadium het ek net vrae gevra, hoekom vat U weg? En op daai bus 2010, toe sê die Here, my opdrag aan jou, stap van die suide na die noorde van Suid-Afrika. Stap, Here, in die era van die wiel. Stap. Maar dis wat ek hoor. Maar dit klink mal, want ek het nou net 'n vlieg gekyk oor mense wat berge klim met gestap, so dit kan nog wees dat ek nou games speel met myself in my kop. Ek sê, Here, maar as dit U is, en ek is nie besig om mal te raak nie. Bevestig dit vir my, by die Mighty Men konferensie, sonder dat ek met 'n ou op hierdie bus hieroor praat, of by die kamp aan die ander kant daaroor praat. Ek gaan met niemand praat nie. Die tweede dag by daai konferensie, stap ek en 'n vriend op na 'n tent toe om te gaan koffie drink. En dan kom 'n ou van vooraf. En my pel sê vir my, "Bou, wil gooi jy met hierdie ou ontmoet." En ek steek my hand uit en hy steek sy hand uit. En toe ek sy hand vat, toe sê my pel vir my, "Bou, sy naam is Anton. Die Here het 'n opdrag vir Anton gegee om te stap." Niemand weet nie. Van die Kaap af Buitbrug toe, Zimbabwe. Toe ek 'n ou se hand los, kan ek julle beloof, ek was yskoud, want ek het besef, die Here is nou ernstig oor hierdie saak. Wat is die odds? Die odds is 1 teen 400.000. Dat ek dieselfde ou, die ou ontmoet wat dieselfde opdrag as ek gekry het om te stap. En die Here se opdrag van my is suid na noord. So ek het nie gedink van die Kaap af Windhoek toe wat die regte noord is. Ek het dit beleef, suid, noord Derby, dis province teen Noord-Transvaal. Ek moet Pretoria toe. Dis noord vir my is daar. Waar die ouens, wat is die telling nou die laaste keer? 39, wat? 32, 12, soiets. Ja. Ek wil dit maar net bysit. Dis belangrik. Ou die laaste gewen het is die beste. Ja, back and close, dat sal seker maar nog lank hê. In elk geval, beleef ek moet Pretoria toe stap en ek sê, okay Here, ek hoor U het dit vir my bevestig, maar asseblief het my mos nou woord toe gestuur, so ek soek bevestiging uit die woord uit dat U ernstig is oor die saak. Want dit klink vir my heeltemal mal. Ek verstaan niks van hierdie goed wat U nou sê nie. Ek is nie eens in 'n finansiële posisie om die klein besigheidjie wat ek het te los. Ek kan niks doen nie, ek het nie ordentlike inkomste nie. En U gee my hierdie opdrag. Binne die volgende maand en 'n half gee die Here vir my 8 skrifte. En al 8 skrifte sê stap. Stap. En die Here is so getrou uit hierdie woord uit, dat hy vir my tot bakens wys in ons land, waar langs ek moet stap. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Begin in die Kaap Suid. Stap na die plek met sy wingerd en sy rivier naby die see. Hoe werk die Here met my en jou? Hy werk met ons in terme van wat ons weet. Hy weet mos hoe lyk ons raamwerk van kennis. So wat sal hy gaan bou dink? Vredendal. Rivier, wingerd, naby die see, dis Vredendal. So my eerste baken was Vredendal. N7, Vredendal. Volgende baken. Edelgesteentes.
Kimberley. Maar, as jy van Vredendal af op Verheinsdorp gaan, daar's daar verskillende paaie Kimberley toe. Nou wat nou? My ma, bel my ma is in 'n toestand. Sy sê, my kind, is jy regtig ernstig dat die Here so gesê het? Moet jy regtig stap? Weet jy hoe lyk die paaie? Weet jy hoe lyk dit daar bo in Gauteng waar jy moet stap? Hulle vermoor mense daar. Ek sê, ma, ek is 100% seker wat die Here gesê het. Sy sê, maar asseblief stuur vir my die skrifte wat jy nou sê jy gekry het. 'n Ma se hart wil ook net rustig wees. En een van daai tekste sê, jy sal stap deur die kaal verlate vlaktes in my Bybel. Maar in my ma se Bybel staan daar, jy sal stap deur die soutpanne. En ek weet, daar's net een pad Kimberley toe waar soutpanne is, en dis Brandersdeur. So ek weet van Calvinia moet ek Brandvlei afdraai. Daarvan af sê die Here oor die groot rivier wat in die woord natuurlik die Efraat is, maar ek weet wat so groot rivier loop daar. Dis die Oranje, so ek kan nie verby die Oranje gaan, ek moet oor die Oranje gaan. So die, is die Sakrivier die groot een? Dan sê ek het hom geweet. Lekker. Maar die Oranje is dan nog 'n klein bietjie kleiner, maar hy's ook daar. Oor die groot rivier. Grootdrink, wegdraai, Groblershoop. Kimberley, Griekwastad, Campbell's Misdrift Kimberley, tot by die edelgesteentes. Dat volgende baken wat die Here gee, is die plaaslike regering. Nou ek weet dit my hoërskool adreskunde, weet ek dat Mafeking was altyd die plek waar die meeste regeringsbesluite geneem is. So ek weet ek moet by Mafeking uitkom. Kimberley, Warrenton, Jankem, Dorp, Tahoe, Pudumu, Vryburg, Stella, Setlangoli, Mafeking. Right, volgende baken is neergesit. En daarvan af van Mafeking was daar net een pad om by Pretoria te kom, en dit is daar op die N4 af. Mooi nooi Hartbeespoortdam Pretoria. En ek sit daai hele ding op die GPS-program in. En ek sien, die eerste ding wat ek sien, is dis die kortste pad nie. Want die kortste pad van die Kaap af is N1, dis 1400 kilos. Die pad wat die Here vir my uitsit, is 1947. Maklik as jy met 'n kar ry, makliker as jy met 'n bicycle ry, taamlik ver om 500 kilos ekstra met die voet te loop. Maar dis die pad wat die Here aandui, want die Here vat die kort paaie in jou lewe nie, my broer. Die Here vat nie die kort pad nie, die Here vat die regte pad met jou, want hy ken jou hart beter as wat jy jou eie hart ken. En die Here weet hoe lyk die afsprake langs die pad waar hy by mense wil uitkom en by jou in dieselfde tyd. So elke keer wanneer jy sê nee Here, ontneem jy jouself en iemand anders van seëning. En om verander te word al nader na die beeld van Christus. En hoe meer jy ja sê, hoe meer word jy verander, hoe meer word iemand anders verander. En daar is nie 'n beter plan as die Here se plan vir jou lewe nie. Kom maar los. En die Here sê, varkie, verlore seun, ek het 'n plan met jou lewe. En ek sê vir hom, Here, dis reg, ek sal dit doen, maar u weet, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. U weet, al wat ek weet, is dat ek seker is, dis u wat praat, maar verder weet ek niks. En dokters en almal konfronteer my, dis mal, jy kan dit nie doen nie, dis 33 km 'n dag, 76 dae. Dis mal. Ek sê, dit klink ook nie vir my reg nie, maar dis wat ek beleef, so ek sit die goedjies uit en ek sê, Here, ek het niks. Binne 'n maand en 'n half voordat ek moet begin stap, ek het niks. Boys, ek het nie geld om stapklere te koop, om skoene te koop, om 'n rugsak te kry, nee, ek het niks van hy goed nie. Die Here voorsien bonatuurlik as. Tot nutrisie. Nou kom 'n vroukie by my en sê, jy moet, wat se nutrisie gaan jy dink? Ek sê, wat's dit? Sy sê, jy, as jy ver gaan stap, gaan jy baie liggaamsvog verloor. Jou niere en jou goed gaan swaar trek. Jy moet iets insit. Mens noem dit nutrisie. Ek sê, man, ons eet mos langs die pad. Sy sê, nee, jy moet 'n shake drink. Sy gee vir my 3 maande se shakes, wat ek opskit in water en dan die goed drink om al daai ekstra nutriënte in te kry. Ek weet niks van die goed nie. Niks. Maar die 3 Julie 2010, staan ek by die Bellville Velodrome. Klompie vriende rondom my. Ja, jy het nog saam gestap die eerste 2 dae. Net die eerste dag.
En hulle sê vir my tata, en ek het 'n rugsak met 22 kilos in, en ek het die regte skoene, ek het die regte broek, ek het die regte hemp, alles wat hierdie moisture management goed kan doen. Ek is gegeer soos 'n army man. Maar ek is bang. My hart is bang. Gert en 'n paar mense stap saam met my die eerste dag. Het ons die woord op daai dag gekry. Here, hier gaan ons nou. Maar ek het geen idee wat aangaan nie, ek is bang. 2 goed vra ek vir u. 1, gee vir my 'n woord dat ek veilig gaan wees. En gee vir my 'n teken dat u by my gaan wees. Dis al wat ek vra. Op daai eerste dag ontvang ons 'n woord terwyl ons stap. Eksodus 23 vers 20 sê, ek die Here jou God, stuur 'n engel voor jou uit op die pad, om jou te bewaar en jou te bring op die plek wat ek vir jou gereed gemaak het. Is dit in konteks met wat daar staan? Nee. Is dit wat ek voorgevra het? Ja. Absolute direkte antwoord van die Here. Ek gaan voor jou uit op hierdie pad. Ek het jou gestuur. Die res is ingewerk in my plan. Jy sal daar kom. As my ma of enigiemand anders vra, as ek bang is, sê ek ja, maar die Here het daai woord gegee, so hier gaan ek. Hier gaan ek. Die Here sal my bewaar. Op die 3de dag was die eerste dag wat ek alleen stap van Mamasbury af, Moreesburg toe. En ek sê, Here, nou vandag is ek alleen nie. Nou is my chommas weg, nou is ek alleen. Asseblief, Here, teken dat u by my gaan wees. 'n blou ryer kom sit, seker so 20-25 meter voor my in die Passat kom sit hy, tussen die pad en die draad. Daai blou ryer, as ek so nader kom en ek kom so 5-6 meter van hom af, dan vlieg hy op, dan vlieg hy weer 50 meter vorentoe, dan wag hy weer. Ek dink, maar dis interessant dat dit gebeur. Daai blou ryer bly by my 1, 2, 3, 15, 18 dae. 18 dae vlieg 'n blou ryer saam met my. En ek noem hom Samuel, want Samuel beteken van die Here afgebid. En as Samuel hier kom sit, dan weet ek, Here sê, ek is met jou. Waar gaan jy? Ek is met jou. Ek het 150 km gestap met die nuwe skoene wat ek persent gekry het, voor ek gaan stap. Dit is nie stap nie, dis opwarm. As jy 1900 km stap. Ek het nie 'n cooking clue wat stap beteken nie. My voete het ook gebars, dat dit lyk soos gate waar daar sit. Wat ek stukke spons in die skoen indruk, en probeer patch hom op 'n manier te hou. Julle, dit was verskriklik seer. Want, die Here het gesê, moet nie kos saamvat nie. En ek het kos ingepak. Ek het tot 'n slaapsak saamgevat, as ek buite moet slaap. Die Here het gesê, hy sal in alles voorsien wat ek nodig het. En ek moet hom vertrou. En ek het te veel kilogram in my rugsak gehad, so ek het te veel druk op my voete gesit. As jou klein toontjie oopbars van die druk, hoe jy stap, en die pad maak 'n ronding. Pad is nie gelyk nie. Dan kom daai pyn op van jou voet af, omdat jy skeef loop nou, om jou klein toontjie te beskerm, dan kom die seer op na jou enkel toe, dan skuif hy op na jou knie toe, dan skuif hy op na jou heup, dan skuif hy op na jou skouers toe. So jy het later soveel pyn waarmee jy loop. Al wat die Here sê, is as ek die kruis vir jou kon dra, en ek kon daai houe vir jou vat, dan kan jy die volgende draai maak, want ek is met jou. Up, cowboy. Die Here het ons nie geroep om sissies te wees, die manne. Die Here gaan nie net vir jou smooth sailing gee nie, hy gaan jou deur suffering sit, want sy plan is om jou sterker aan die kant uit te bring. En na daai suffering, gaan jy saam met ander mense kan stap deur hulle seer en sê, die Here is met jou op. Ons gaan nie hieronder bly sit nie. Ons kan in 'n hoekie gaan sit en seer kry en jammer voel vir onsself, maar ons kan nie daar bly nie. Want as jy daarop bly, gaan jy nooit opstaan en vir die skaaploop voorgee nie. En die Here vertrou vir die voorsiening daarvoor nie. Jy gaan sit en huil in die hoekie, want hoekom is die Here nou so en hoekom laat hy dit toe? En al die vrae kom. Maar die Here sê, up cowboy, ja ek sien, ja ek verstaan, maar ek is die een wat die opdrag gee, en ek is die een wat voorsien. So jy gaan kom op die plek wat ek vir jou voorberei, en ek gaan jou die krag gee. Partyde het ek gewaggel, want ek kan nie normaal stap nie, so seer is dan alleen al 30 kilos vir die dag voor. Jy weet die blou bordjies wat hier in die pad staan, in die draad, wat vir jou wys wat die afstand is? Dit was my tydhouers. Ek het 'n horlosietjie op my bors gehad, wat ek op kon kyk, en ek was net bly by my 12 minute op 'n kilo, sodat ek 5 km in 'n uur kan vorder.
dan kan ek voor son onder vanaand kan ek by die volgende stop uitkom waar ek moet stop. Party daar waai die wind so van vooraf, en is jou rugsak is so swaar, en jou voete is so seer, dat jy letterlik nie kan dink hoe gaan jy by die volgende kilometer uitkom, as jy kyk hy bordjies, en jy sê, as ek net die volgende 200 meter kan maak, Here, as ek net die volgende 200 meter kan maak, dan sê ek, dankie Here, dan leer jy dankbaarheid oor 200 meter. Here, as ek net die volgende sak voer kan koop, Here, as ek net my broer kan vergewe, 'n klein dingetjie op 'n slag, dankie Here vir die genade. Ons moet dankbaarheid as 'n leefstyl aanleer. Ons kan nie net vir die groot goed gaan nie, ons moet ook die klein goedjies waardeer. En Here, dank daarvoor. Waar slaap ek vanaand? Ek weet nie. Wat eet ek môre? Ek weet nie, die Here het gesê, loop. Ek moet loop, hy sal die res doen. Man, ek beloof julle, daar staan daar 'n bakkie. Dan kom ek op my merk waar ek moet stop. Dan staan daar 'n bakkie en wag. Dan sê hy man vir my, is jy Bou de Klerk? En sê ek, ja. Dan sê die Here het vir my gesê, op hierdie kol moet ek kom wag. Daai ou het my gebel, so en so. Ander dag staan daar 'n bakkie, dan sê hy man, hy weet nie wie ek is nie, maar hy weet hy moet nie wag. Wie sê ek? Dan sê ek, dan sê hy, kom, jy slaap vanaand by my. Ek het nie een aand buite geslaap in 60 nagte nie, ek het 12 afdae gehad. 2 keer in die hospitaal beland met dehydrasie, net om in die hospitaal te beland, om agter te kom, want al twee dokters van daai dorp kom vir Calvinia af. Job Steenkamp en Dr. Conradi. Hulle is al twee op Hartswater. Hulle het my nadat ek teruggenooi om 'n Pinksterreekspulle te kom doen. So nie eens dit was onnodig om daar deur te gaan nie. Net buitekant van Rydsdorp wys die Here vir my 'n kankerbossie. Nou julle weet hoe lyk 'n kankerbossie, nie met die rooi blaasies. En ek beleef die Here sê vir my, my hart, daar gaan 'n genesing wees langs die pad. Nou wat weet ek van dit af? So stap ek aan. Net voor Vryburg, 13 km voor Vryburg. Nou wat ek gedoen het in die dag, ek het so 3 ure gestap in die oggend, ek het 6 uur opgestaan, dan strek ek tot 7 uur. Dan smeer ek vir my in al my potions, dan doen ek my voetwerk, plak my pleisters, trek my klere aan, dan eet ek saam met die mense waar ek is, en dan so by 8 uur, 8:30 as ek aan op die laatste, dan begin ek stap. En dan stap ek so 3 ure, dis jou eerste paar kilometer is jy stokstyf van die melksuur, en dan begin kom jy in jou straat in, en dan so na 3 ure, dan stop ek, dan trek ek my skoene uit, en my voete bietjie droog raak, en die sokkies bietjie droog raak, dan eet ek nou my broodjie wat hulle van eens besit het, en rus so vir 'n uurtjie, en dan gaan ek weer verder. Nou terwyl ek by daai plek sit, is een van hierdie betongoedjies langs die pad met die dakkies wat jy so kan stop, net voor Vryburg. Ek weet nie of julle al daar was nie, maar dis 'n verskriklike vuil pad, baie vuil. Ek sit daar so en rus, en ek kom stap 'n swart laaitjie verby. En hy stop so in sy spore, hy sê, wat doen jy? Ek sê, kom sit hier by my. Vertel hom wat ek doen, ek sê, ek stap vir die Here. Toe is hy 'n gelowige, en hy is op pad Vryburg toe vir sy ma te gaan inkopies doen, hy is 'n student. Hy sê, maar kan hy nie maar die laaste 13 kilo saam met my stap? Hy wil met my gesels. Ek sê, ja, asseblief man, stap saam, het sal lekker wees. Reg wind van vooraf, amper 30 km/h, warm wind in die middel van die winter by Vryburg. Ons stap moeilik. Jy stap moeilik in die wind met 'n rugsak. En terwyl ek en hy loop gesels, kom ons oor 'n bult. En toe ons oor die bult kom, toe staan daar so 300 meter voor ons staan so 'n paar Toyota-bakkies met kappies geparkeer. En die wind waai van hulle af reguit na ons toe. En almal wat daar staan het sulke dieselfde tipe blou-groen klere aan. So my gevoel was dit 'n koor. Dit lyk soos 'n koor en dit was 'n Saterdag gewees. So ek dink toe hulle gaan dalk iewers nou optree. Maar die klank wat van hulle af na ons toe waai klink so. Sulke hoë klanke op en af. En die ouetjie se naam is Tanya Matsuarira. Hy sê vir my, Bou, ek ken daai klanke. Dis die klanke wat ons vir ons mense sing as ons noem dit die lied van die dood. Iemand is nou besig om daar dood te gaan of het nou net dood gegaan. Hulle sing die persoon in die dood in. En ek sê vir hom, hardloop, gaan vra wat is fout. En terwyl ek nader waggel en hy kom van vooraf terug, toe sê die Here is net so duidelik as op die bus vir my, hier is die genesing waarvan ek gepraat het, gaan bid vir daai persoon. En ek is, wat sê ek? Die Here sê, bid! Nou waggel ek nader, nou kom ek daar, hier sit 'n vrou op die grond, sy sit plat, haar hemp is uitgetrek,
En sy sê doodstil, daar beweeg niks, jy kan nie sien haar bors beweeg nie. En ek beleef die Here sê asma. En ek vra vir die, seker maar 'n dominee of 'n priester uit so 'n wit boortjie, en hy staan daar en ek sê, hoorie, maar kan ek vir die vrou bid? Hy sê ja, niemand bid vir haar nie, so ek gaan nou maar. En ek vra vir hulle, wat is haar naam? Hulle sê haar naam is Musi. En ek vat haar in haar hand, en ek trek haar so effens reg op. Julle daai vrou se oë, dit lyk so. Sy's asfaal wat sy kry nie suurstof nie. Asma. En as jy asma kan jy nie plat sit nie, jy moet regop wees, jy moet jou longe moet oopkom. En ek vat haar in haar hand, en ek dink, ek kan nie dit nou uitfigure nie, ek gaan nou net, die Here het gesê bid, so ek gaan nou net bid. En ek vat haar en ek klap haar so op haar gesig, en haar oogies kom vir 'n oomblik, kom haar oogies net, en sy kyk vir my, en ek sê, Musi, if you do not believe right now, that Jesus died for you, you are going to die. If you do not believe, you are going to die. En sy knik net vir my, dit is al wat sy doen, sy knik en haar kop val weer, en ek trek haar reg op, en ek druk my hand op haar bors, en ek sê, Musi, in the name of Jesus, breathe. En toe ek so druk, toe gaan hy vrou, en ek het so 'n camelback hier agter in my rugsak, met 'n pypie vir water, en ek tap vir haar 'n bietjie water in 'n glasie, en ek sê vir die mense, staan terug, gee haar spasie. Maar, ek spot nou nie hier oor die regtig julle, maar al die swart mense het blank geraak in 'n oomblik. Hulle het hulle doodgeskrik, almal is asfaal. Niemand besef wat het hier gebeur nie, en ek ook nie. Ek het dit nog nooit van tevore beleef nie. En ek gee vir haar die watertjie, en sy drink en hulle help haar van die grond af op. En dieselfde vrou wat net in dood ingesing is, staan reg op sy lewe. En in 'n instant sê die Here vir my loop. En ek en hy draai om, en ons loop, ons praat nie woord nie, ons loop. Niemand sê niks, almal staan en kyk net vir haar verstar. Dit voel soos elektrisiteit wat deur jou hande gaan. Vir 'n Calvinia plaas sien, is dit 'n vreemde gevoel. En daai skrif kom in my hart, Jesus wat omdraai en sê, wie het in my gevat? Want ek het die krag voel vloei. Ek het die krag voel vloei. En ons stap so eentjie en Tanja's kom oor die pad en hy sê vir my, stop, wat het nou net hier gebeur? Ek het nog nooit so iets in my lewe gesien. Ek sê vir hom, ek ook nie. Maar al wat ek weet, die Here het voor my en jou oë vandag 'n wonderwerk gedoen. Hy het daai vrou uit die doodheid opgewek vandag. En ek en jy is ooggetuies. En die Here het ons weggevat, sodat iemand nie kon kom en kon vra, hoe doen 'n mens dit nie? Onthou julle Thomas die towenaar? Toe die disippels die dinge gedoen het, deur die krag van die Gees, toe kom hy sê, hoeveel kan ek jou betaal om daai krag te ontvang? Ek soek daai krag. Toe sê Paulus vir hom, of Silas vir hom, vervloek is jy en jou geld. Hierdie is nie te koop, die Gees is nie te koop nie. En ek en jy kan nie rondstap in die krag van die Gees asof ons nie eienaar daarvan is nie. Dit is die Here wat die eienaar is. Dit is die gawes van die Gees. Dit behoort nie aan ons nie. Ons het die voorreg om te voel hoe hy dit deur ons werk. Daarom kan die krediet vir die ding wat hy doen ook nie na ons te kom en ons vir ons groot bedieningsborde laat oprig en stickers print en sê genesingsbediening van pastor so en so nie. Want dis die Here se. As jy vir iemand bid en hy genees, is dit die Here se krediet. Die oomblik as jy dit vir jou vat, speel jy op koning Saul se gebied. Dan wil jy koningskap vat van dit wat in jou is. Eer die Here as jy dit sien werk. Eer die Here. En moenie stop by die gawe van genesing. Here sê, Here, werk deur my. Wanneer u wat ook al wil doen, ek is beskikbaar. Al skrik jy jou dood as dit gebeur. Want ek het. 300 km verder, kom ek aan Mafeking, daar sit 'n ou in 'n rolstoel. Ek dink, nee wat papa, jy sal hom nie langer hier bly sit nie. Ek het hom nou gesien wat met Musi gebeur het. En ek vra hom, Bella, kan ek vir jou bid? Hy sê, ja, maar baie mense het vir my gebid, moenie my tyd mors. Ek sê, nee, moenie jy worry nie, ek weet wat gaan gebeur. Hy 16 keer geskiet met 'n AK. Een van die koels is deur sy larig, is verlam. Ek bid dat my lippe omdop, niks gebeur met daai man nie. Hy bly sit. Ek stap al weg. Moedeloos verward, ek sê, Here, moes jy dan opgestaan? Hoekom nie hierdie man nie? Die Here vra net my een vraag, het ek jou gestuur? Het hy my gestuur na Musi toe? Ja. Het hy my gestuur na daai man toe? Nee. Moenie probeer die Here se wil uitwerk nie. Moenie net probeer verstaan nie, doen net wat hy sê. Doen net wat hy sê. En as hy niks sê nie, dan doen jy niks.
Moenie iets probeer forceer wat die Here nie aangekondig het nie. Wie sou ons tyd hou oor julle moet praat? As julle voel julle is lighooftig op iets, moet julle sê. Dan ek maar aangaan. Right. Samuel vlieg saam met my vir 18 dae. Net voor Calvinia het Samuel gestop, Paras het opgehou, daar sit nie in die water nie. Blauwvalk en 'n rooi valk begin vlieg saam met my vir die volgende 800 kilos. Blauwvalk, Johannes die rooi valk, die rooi valk Johannes die blauwvalk Timoteus, ek noem hulle sommer so. Party daar net een bokant my, hover, vlieg van telefoonpaal na telefoonpaal, party daar al twee. So naby dat die een van hulle op my rugsak mis. Hierdie wilde voël wat hier bo jou vlieg. By Keimoes gee Tannie vir my rosyntjies. Ek sit en eet langs die pad met rosyntjies terwyl my voete droog raak. Dan kom sit 'n muisond 'n meter en 'n half van my af. Eet ek 'n rosyntjie, dan voer ek vir hom. Eet ek 'n rosyntjie, dan voer ek vir hom. Net buitekant Groblershoop kom 'n by en hy sit op my rugsak en hy weier om vir my te los. Hy loop af op my hand, hy loop uit terug, hy sit net hier so op my skouer soos 'n papegaai. Ou gee langs die pad vir my 'n botteltjie Coke. Hy byklim binne in daai Coke doppie in en drink daai Coke uit daai suiker wat hy soek. Elke keer wanneer die Here dit doen, dan kom hy en hy kom sê, hier is ek, hier is ek, hier is ek. Buitekant Groblershoop 'n steenbok. Daai bok hardloop saam met my, asof ek hom aan 'n halsband het soos 'n hond. Hy gaan net hierdie draad hê, hy bly by my. Net voor Griquastad draai hy uit. Vir 'n hele dag bly 'n wille steenbok by my. Is ek spesiaal? Nee. Ek is nie. Ek moes net leer om die Here te sien in die alledaagse. En as jy hom soek, sê die woord, sal hy homself deur jou laat vind. Soek ons hom, manne. Of troos ons onsself dat ek gaan mos Sondag kerk toe en ek doen mos iets vir die ouer huis en ek is mos by die welwillendheid betrokke. Troos ons onsself daaraan. Of is ek aktief besig om te sê, Here, ek is 'n disipel, waarheen stuur U my? Wat moet ek gaan doen? Ek is nie hier vir myself nie, ek is hier vir U, want U sê, soek my koninkryk en my geregtigheid eerste en die res, alles wat jy nodig het, sal ek vir jou byvoeg, of glo ons dit nie? Ek moes dit leer, ek het dit nie geken nie, ek het dit nie verstaan nie. Ek het nie verstaan hoe werk saai nie. Die Here sê vir my, alles wat jy ontvang, want ek mag vir niemand enigiets vra nie, niks, ek wou nog vir jou sê, ons wou 'n website oprig voor die tyd, en ons wou kilometers verkoop aan besighede, vir advertensies, sodat ek geld kan inkry, om die rekeninge by die huis te betaal. Toe maak die Here my wakker voor die trip en sê, jou planne stink. Jou planne stink. Of dis jy en jou companies wat gaan voorsien, of dis ek maar kies. Sê ek, okay Here, dis reg, maar wat doen ek nou? Toe sê hy, bid. Stop alles en bid. My hele span wat gereëlings probeer tref het, wat se dorp gaan ek slaap, wat gaan ek eet? Is die polisie gereël, is die ambulans, weet hulle van my, is die verkeersdepartement ingelig, al daai goeders, padkos vir die volgende dag, ons het alles gelos, en net gebid, dat die Here self sal besluit waar, wie, wanneer. Ek moes dit leer, want ek het nie verstaan wat beteken het om te vertrou op die Here nie. Ek het nie verstaan wat beteken het as hy vir Elia sê, gaan Krit toe, dat hy reeds die kraaie opdrag gegee het, om daar, by Krit, terwyl die stroom opdroog, vir Elia te sorg vir 1000 etes nie. Ek het dit nie verstaan nie, miskien jy ook nie. Miskien moet jy dit nog leer. Miskien verwag ons, die bonatuurlike van die Here, moet dit uit die lug uitval, terwyl ek niks doen nie. Miskien roep ek so hard na die Here vir reën, dat ek nie hoor hoe roep hy na my nie. Miskien roep ek so hard na die Here vir reën, dat ek nie hoor hoe roep hy na my hart nie. Omdat hy my lief het, en omdat hy my wil gebruik, net soos ek is nie. En dan wag mense langs die pad, dan ry ou by my verby, dan slaat hy ou ankers, laat die merke op die teer lê, draai hy om. Dan sê hy, ek kan dit nie verduidelik, maar ek gaan nou met jou praat. Dan sê ek, praat broer, dit is alright. Hy sê, volgende ook opstaan, dan sê die Here vir my, vat 'n koevert uit jou laai uit, ry na die ATM toe, trek 1700 dan presies, sit dit in hierdie koevert, plak dit toe, sit dit in jou bakkie, ek sê vir jou wys waar dit moet gaan. Hy sê, toe ek by jou verby ry, toe sê die Here, draai om, daar is jou man. En hy sit dit in my hand, en ek sê vir hom, hy sê vir my, wie is jy en wat doen jy? Ek sê, ek stap
omdat die Here vir my 'n opdrag gegee het, dat hy van my sal leer, en vir Suid-Afrika sal leer, dat wanneer jy op hom vertrou, is hy jou voorsiener. Hy is jou voorsiener, nie jy nie. Ek kon niks doen om inkomste te verdien nie. Die Here moes sy kraaie stuur na my toe, met R1,700. Dan sê die Here, okay, wow, nou moet jy leer om 'n blymoedige gewer te wees, my kind. So vat jy nou van daai koevert, geld wat ek nou wil gaan inbetaal by die ATM om die rekeninge by die huis te betaal, 3 verbande, waarin ek deel is in trusts, en 'n bantabakkie, en die mense wat in die kampanietjie nog die hoenders aflewer terwyl ek nie daar is nie. Ek is te haastig om te gaan inbetaal, sê, wow, haal uit 10%, sit dit hier in jou broekse sak, mooi daar. En dan sê ek, Here, smaak terwyl jy dit doen, want ek het 'n blymoedige gewer lief. Nie een wat gee uit dwang uit nie, of omdat hy moet nie, omdat jy blymoedig is om te sê, die Here voorsien vir my, so daarom kan ek weer daarvan saai. As jy nie kan saai nie, my maat, het jy 'n probleem, jy kan nie oes nie. Maar met saad in die grond val, waar is die saad? Sit ek die geldjie hier in, gee ek het. Ou kom van vooraf op 'n fiets, daar's net R50 in my sakkie oor. Ou kom van vooraf op 'n bicycle, met 'n plaaspaadjie uitgery. Asof daar 'n bord om sy nek hang wat sê R50, ek stop hom. Ek sê, maat, ek weet nie wie jy is nie, maar ek beleef die Here sê hierdie R50 is joune. Hy man huil, laat die trane oor sy wange die stof so afwas. Hy sê vir my, meneer, jy sal nie glo nie, ek het my werk verloor. Hy sê, ek gaan vanmôre op my knieë, en ek sê, Here, al wat ek nodig het om my gesin deur hierdie naweek te kry is R50. Hy sê, hier kom stap jy na my toe met R50. Ek sê, die Here saai in jou hart. So het gewerk vir by 60 verskillende plekke. Elke dag, nooit buite geslaap nie, nooit sonder kos gegaan nie. Een aand, my maat my elke aand gebel om te hoor, waar trek ek nou? Een aand, daar tussen Kimberley en Warrington, net die gras staan so lank in die middel van die winter, daar's niks. Begin raak donker, ek is op my plek waar ek moet wees, my kilometers afgehandel, maar daar wag niemand vir my nie. Voete is seer. En ek is so afgewoond, of die Here stuur iemand wat by my verbyry en omdraai, en vir my vra, wie sê jy, kan ek vir jou slaapplek aanbied, of kan ek vir jou slaapplek reël op die volgende dorp, of iemand bel my en sê, waar trek jy, ek het 'n vriend op die volgende dorp. Ek was so gewoond, dit het so gebeur, want die Here het dit so gedoen, en die een aand toe werk het nie so nie. Nou begin raak het donker, en ek het al my skoene uitgetrek, en my plakkies aangetrek, en jou voete is seer, man. Nou waggel ek maar aan met die pad, en hier stop 'n ou by my, ek dink, dankie Here, hier sit nou. Hy draai sy venster af, hy noem my op my naam. Hy sê, is jy Bou de Klerk? Ek sê, ja, ek is. Hy sê, hoor die som, ons is nou op pad Kimberley toe, maar kan ek vir jou iets gee? Ek sê, ja, jy kan vir my iets gee. Maar ek wil vir hom sê, bedoel jy nie, moet jy vir my 'n lift gee, of 'n slaapplek aanbied, of so? Maar hy sê, nee, hier's 'n pak strawberries, en R100. Nou, in my sak was R60, en daar kom nou nog R100 by. Die res is alles inbetaal by die ATM. So ek het nou R160 hierso in 'n pak strawberries. Maar hy sê vir my, stap net met hierdie pad aan. Iewers op hierdie pad is daar 'n gashuis, 'n lodge. Ek stap seker nog 5 kilos. Of 7. Toe kry ek eers die bord wat sê, oor 1.5 links is daar. Nou kom ek daar aan, dis piknag donker, toe ek hy klaphuisie, whatever hulle daarvoor het, die bar se deur oopmaak, toe sien ek net 'n skop Daniel Carter, 'n laaste skop oor in die bokke verloor. En ek kom daar in die baartjie, en ek stap reguit na die counter toe, en ek sê vir die meisie agter die counter, hoor jy, het julle slaapplek? Sy sê, ja meneer. Ek sê, wat kos dit? Sy sê, R200. En ek besef, ek het net 160 in my sak. Maar, ek het my kredietkaart in my noodhulpsakkie gesit. Vir net nou as die Here nie deurkom en het ek aan my kredietkaart. En ek sê vir hom, ek het my kredietkaart kan ek sê, nee meneer, ons is aflyn, want ons is oorgeneem, so hier's nog niks fasiliteite hierso nie. Dis cash of dis dit. En ek besef, hier's my eerste aand wat ek nou buite slaap. Dis vrek koud buite. En dan draai 'n ou om in die bar met sy glas brandewyn. En hy staan so, hy sê vir my, is jy die ou wat se middag in die boom gesit het?
Ek sê, het jy van Kimberley afgekom? Hy sê, ja. Hy sê, onthou jy dat ou met 'n blou bakkie verby jou gery en vir jou gevra of jy wil 'n lift hê? Het so gewys. Soek jy 'n lift? Toe sê ek, nee, dankie. Hy sê, dit was ek. Ek sê, okay. Aangename kennis. Ek dink ook as sy naam is Teens, as ek dit reg onthou. Ja. Maar dit was nie jy nie, my broer. En hy sê vir my, nou wat doen jy? Ek sê, nee, ek stap vir die Here. Woep, sit die ou die dop agter die rug. Ek sê, my genade, my ou maat, wat sal jy nou jou dop wegsteek? As dit nou onheilig is of iets, ek weet nou nie wat die storie is, wat hy nou gevoel het nie. En hy sê vir die vroukie agter die counter, man, hierdie man stap vir die Here, laat hy verniet slaap. Sy sê vir hom, ek kan nie dit doen nie, ek is nie bestuurder, maar as jy so 'n groot bek het, hoekom betaal jy nie vir hom nie? En hy staan en hy dink so 'n tydjie, en hy haal R200 uit. R200, ek kan nie onthou nie. Maar R200. En hy sit dit so om my hand, en ek haal dit uit my sak uit, en ek sê vir hom, hoorie broer, ek voel verskriklik sleg, maar ek is R40 kort, so ek kan net vir jou 160 terug aanbied. Ek kan nie vir jou, ek is 40 kort. En hierso is nie fasiliteit om geld te trek nie. Hy sê, nee, daar is nie moeilikheid nie. En hy gee vir my, ek gee die 160 vir my, vat die 100, en hy gee vir my die 60 terug. En daai R60 wat oor is, koop toe vir my 'n Coke, 'n bordjie chips, plus my nag, en die volgende oggend maak die vroukie vir my 'n toebroodjie, en 'n sappie, wat sy vir my insit in 'n vrug, en alles met tip ingewerk, was R60. En ek stap hy volgende oggend daar uit, en ek mompel teenoor die Here, ek ming teenoor die Here, ek sê vir hom, Here, het my in die gesig gevat, het my in die oë gesit, het gesê, sal alles voorsien, en nou moes ek gisteraand loop vra, verslaaplik, en ek moes, het jy vir my voorsien nie? Hy sê vir my, ekskuus tog, de Klerk, het jy warm geslaap gisteraand? Ja, Here. Hy sê, het jy warm bad gehad? Sê, ja, Here. Hy sê, want onthou, as jy melksuur in jou bene het, gooi jy grove sout, luister nou, van 'n man wat ver geloop het. Jy gooi grove sout in jou bad, want die sout trek die melksuur uit jou bene uit. Hy sê, het hulle vir jou sout gehad? Grove sout? Ja, Here. Hy sê, vanoggend breadjie? Ja, Here. Koffie? Ja, Here. Padkos? Ja, Here. Hy sê nou, waaroor moan jy? Of, sê die Here, moet ons dalk praat oor die trots in die Afrikaner man se hart, dat hy self vir homself en sy gesin wil sorg en nie die Here nodig het nie. Nou trap ek op seertone. Jy hoef vir my niks te gee nie, ek kan self. Ek het niemand se niks nodig nie, ek sal self. As dit jou gedagte is, my ou broer, gaan jy nooit verstaan wat beteken het om afhanklik te wees van die Here nie. Jy gaan nooit weet hoe om te ontvang uit die hand van die Here nie. Jy gaan nooit weet hoe om dankie te sê vir die hand van die Here se voorsiening in jou lewe nie. Want jy trots in jou eie hart oor hoe dit moet gebeur. Dit was die begin van verstaan, dat as ek voltyds in die bediening moet wees, moet ek absoluut aanvaar wat die Here vir my gee, en vergenoegd wees daarmee. Dis iets wat ons nie weet nie, het word ons nie geleer nie, ons moet die woord nader om te verstaan, dat die Here gee altyd genoeg. Nie altyd wat jy wil hê nie, maar altyd genoeg. Altyd genoeg. Deur die diepste droogte, deur die grootste finansiële krisis, het ek en jy nog altyd kos op ons bord gehad, 'n dak oor ons kop, klere aan ons lyf. Sê vir my ek is verkeerd. Sê vir my ek is verkeerd. So die Here kom tackle toe in my eie hart, daardie saak wat moes sterf, sodat ek kan verstaan wat die toekoms vir my gaan inhou. En dit, en nog vele meer waarvoor ons die tyd het nie, het in 76 dae, 60 verskillende huise gebeur. Voorsiening wat jy nie kan glo nie, die dag toe ek die Kaap invlieg van Pretoria af terug, het my bankrekening sonder 'n sent se inkomste uit my eie goedheid, uit my eie werke, het my bankrekening, nadat ek al die verbande betaal het, en my huishuur betaal het, en my voertuig se paaiement betaal het, en nog vir die mense geld gegee het by die huis, het my bankrekening op presies dieselfde bedrag gestaan as wat ook die Kaap uit is. Hoe werk dit? Kan ek jou sê, dit werk nie. Dis bonatuurlike goddelike wiskunde. Dis bonatuurlike goddelike voorsiening, want hy is nog steeds die God wat aan alles kan voorsien wat ek en jy nodig het. Ons moet dit net leer ken en hom leer ken daarvoor, sodat ons ander mense kan guide in hulle finansiële krisis, in hulle tekort, om te sê, dis alles okay.
Sit in jou vertroue in die Here in plaas van jou eie vermoë. En jy sal sien, die Here kom altyd deur. Maar ons probeer plannetjies maak en uitfigure, en hoe meer ek plannetjies maak, hoe dieper raak ek in die moeilikheid. Want my plannetjies vat my al dieper in die afgrond af, maar die Here verlos in sy voorsieningsproses. En die Here het voorsien in alles wat ek nodig gehad het, van die Kaap af tot binne in Pretoria. En die Here het my hart ontbloot aan myself, om vir my te wys, hoe ver is my hart verwyder van die plan wat hy vir my het. En hy het 'n voorbereidingswerk begin doen, wat ek julle in die tweede sessie sal vertel, waantoe die Here op pad was. As ek nee gesê het vir die stap, dat het mal geklink het, dan sou ek my vrou gemis het, wat ek in Calvinia raak geloop het. Het jy al jou vrou raak geloop? Ek het. Ek sou my kinders misgeloop het. Ek sou my bediening misgeloop het. Ek sou my roeping misgeloop het. As gevolg van 'n keuse. En die lewe is 'n keuse. Alles in die lewe is 'n keuse. En Jesus sê, ek plaas voor jou lewe en dood, kies lewe. Kies Christus. Pas op vir godsdiens. Ek sluit af met 'n woord wat die Here vanoggend vir my gegee het vir hierdie gemeenskap. En dis 'n woord wat afspeel in Esra 4. En ek gaan dit, hoef dit nie nou te lees nie. Ek sal vir jou op die groep sit. In Esra 4 is hulle besig om die tempel te herbou. En die vyand wil probeer inkom om hulle te stop om dit te bou. En die vyand infiltreer dit soos volg. Die vyand kom deur vir hulle te kom sê, laat ons vir julle help, want ons wil ook tot julle God aanbid, net soos julle. Hulle gaan toe na die Here toe, en die Here sê, nee, hierdie mense bou nie saam met julle, want hulle hart is nie dieselfde as julle se. Wie wat in godsdiens kom nie, as 'n vyand met 2 horingkies op sy kop, en 'n vurk in sy hand nie. Godsdiens kom sê nie vir jou, ek is hier om jou te steel nie. Godsdiens kom met mooi stemmetjies van, nee maar, moenie worry nie, bid maar net vir jou kos. Bid maar net vir jou kos, jy's okay. Gaan maar net kerk toe, moenie worry oor die res nie. Moenie bekommerd wees nie man, jy's okay. Dis al wat jy hoef te doen, om jou te kry op 'n plek, wat jy nie beskikbaar is, dat die Here van die leerskare jou kan aanwend vir die doel waarvoor hy jou geskep het. Ek het veilig aangekom in Pretoria, en dit was die eerste keer in my lewe, toe ek oor daai grenslyn stap, en ek weet ek is nou in Pretoria, dat ek weet, ek was nou suksesvol in iets, en dit was nie deur my eie goedheid nie, dit was net deur gehoorsaam te wees. Die Here het die res gedoen, alles. Hy het die res gedoen. En hy sal dit vir ons doen, en hy sal dit vir jou doen. Want ons ophou begin moan en murmureer, soos die volk in die woestyn, oor alles wat die Here gee. Terwyl hy vir hulle sorg in die woestyn, murmureer hulle oor sy goedheid en sy guns. Dit hoef nie ons te wees in die boetas. Dit hoef nie ons te wees nie. Ons kan sê, dankie Here vir elke snytjie brood en elke slukkie water. Dank die Here vir sy kraaie wat hy stuur om vir ons te sorg. En ek het ook langs my pa gestaan, terwyl daar 1 baal oor is, daar is daar niks meer nie. En hy menger staan leeg, en hy menger sy naam is die weduwee kruik, hy kan nie leeg raak nie. Hy stap maar 'n ou uit die Transvaal uit, met hy lorry. Hy sê, hierdie koördinate het my baas vir my gegee, ek ry tot op hierdie koördinate, en hier staan ek nou, die Here stuur hierdie vrag kos. 1 baal oor, dan kom die volgende. Glo jy? Hy is die God wat in alles kan voorsien, of sê jy net so? Want as jy dit glo, gaan jy dit leef. En as die volgende ou met jou oor die droogte praat, dan sê jy vir hom, weet jy wat, ja, dit is droog by my, en ja, ek voel, maar die Here sal voorsien, want hy het nog altyd. En dan gebeur daar iets in jou binnekant, wat sê, ek is hier om 'n ander ou te help oplig, in plaas van om saam met 'n ander ou te mou. Ja, ek bid saam met jou vir reën man, my plaas kort ook reën. Ek bid saam met jou vir reën, en ek vra die Here vir reën, maar dit kan nie alwees waarvoor ons vra nie. Kom ons vra hom in ons harte te werk. Kom ons vra hom
om ons te transformeer. Kom ons vra hom om ons te reinig en te heilig. Kom ons vra hom om ons te gebruik. Kom ons vra hom om ons aan te wend vir die doel waarvoor hy my en jou geskep het. En dan gaan ek vir ewig die varkie op die voorblad van die Koran bly. Maar die Here Jesus het 'n genesingswerk kom doen. Is 'n volledige afgehandelde werk. En die kruis het gesê, it is finished. Kom ons breek.